Welkom by vandag se verkenning. Ons delf in die bronne wat jy gestuur het oor Adachi-wijk in Tokio. Dis nou daai mees noordelike wijk van die 23 spesiale wijke, die kern van Tokio. En dis 'n plek waaroor mense nogal praat, veral oor sy beeld na buite. Ja, dis nogal 'n ding, daai beeld. Presies. So, ons missie vandag, ons wil so 'n bietjie deur daai beeld krap, kyk of ons interessante historiese stukkies kan uitlig en dalk 'n paar versteekte juwele vir jou, die nuuskierige besoeker, kan ontbloot. Wat maak die plek nou eintlik? Tik. Kom ons kyk. Absoluut. Ek dink dis belangrik om verby daai eerste indrukke te kyk. Daai reputasie wat Adachi soms het. Ja. Ons moet kyk na die geskiedenis, die geografie, hoe die plek eintlik werk en hoe dit besig is om te verander. Want dis mos dikwels in daai kontraste, daai stories onder die oppervlak waar die ware interessante goed lê, né? Die versteekte juwele. Goed, kom ons begin by die begin. Die grond self, die geografie. Adachi lê dus heel noord. En die bronne wys iets interessants uit, oor die hoogte. Dele daarvan, soos die Toneri-area, is nogal hoog vir Adachi, sê nou maar 4 tot 5 meter bo seevlak. Ja, terwyl die res van die wijk maar so 1 tot 2 meter is. Dis 'n groot verskil. Reg. En Toneri Park self, die hoogste punt, is omtrent 13 meter. En dit was glo die terrein van 'n ou kasteel. Net dit is al 'n storie op sy eie. Definitief. En daai hoogte, of eerder die lae ligging van die res, is die sleutel tot sy geskiedenis. Die plek is gevorm deur riviere, die Arakawa, die Tonne, Sluk. Wat dit sekerlik kwesbaar gemaak het vir vloede. Presies. Vir eeue. Die groot keerpunt was die Arakawa vloedkanaal. Reuse ingenieurswerk. Dit is in 1930 voltooi na 'n paar katastrofiese vloede in die laat Meiji-tyd. En dit het die wijk fisies verdeel. Ja, dit het die wijk in 2 gesny, basies. Maar dit het die vloedrisiko drasties verminder. En dit het ook nuwe grond oopgemaak vir ontwikkeling. Dis fascinerend hoe die geografie, die riviere, die laaggrond direk die wijk se storie gevorm het. En die mense wat daar bly, dis 'n groot wijk, né? Ek sien dis die 50 grootste in terme van bevolking in die 23 wijke, oor die 860.000 mense. Ja, dis baie mense. En nogal divers ook volgens die bronne. Heelwat buitelandse inwoners. China, Korea, Filippyne word genoem. Maar wat my opgeval het, die bevolking groei weer, ten spyte van die beeldkwessies waaroor ons nog gaan praat, duisende per jaar oor die laaste ruk. Dis 'n snaakse kontras, né? Dis 'n paradoks, ja. 'n Plek met 'n, kom ons sê, uitdagende reputasie, wat steeds mense trek. En die antwoord lê deels in die geskiedenis. OK, kom ons gaan terug in tyd. Edo-periode. Ja. Senju, dis 'n kerngebied in Adachi. Dit was nie sommer net 'n dorpie nie. Dit was een van die 4 groot Tsukubaku posdorpe op die hoofroetes uit Edo, die ou Tokio. Soos 'n groot, belangrike stop vir reisigers. Presies. Dink daaraan as 'n groot N1 Ultra City van daai tyd. Maar dan vir mense te voet of te perd. Reisigers, amptenare, goedere. Alles het daar gestop op pad noord. En dis waar die bekende Senju-negi, daai spesiale eie vandaan kom. Selfs vandag nog bekend. So, Senju was die historiese hart. En jy het ook die Nishirai Daishi tempel genoem. Wat is die storie daar? Nishirai Daishi. Formeel Gochisan Henjo-in Sojiji. Dis 'n baie belangrike boeddhistiese tempel in die Kanto-streek. Die geskiedenis gaan glo terug na 826 na C, gestig deur die bekende monnik Kobo Daishi. Wow, dis oud. Ja, dis veral bekend vir Yakuyuke. Dis nou seëninge om slegte geluk af te weer. Dit trek massiewe skades, veral oor Nuwejaar. So, selfs in die Edo-tyd was dit al 'n groot pelgrimsbestemming. Dit het bygedra tot die area se bedrywigheid. Definitief een van daai juwele. Goed, en dan die 20ste eeu. Groot Kanto-aardbewing in 1923. Was dit 'n groot oomblik vir Adachi? Ja, enorm. Na daai verwoesting in sentraal Tokio het baie mense uitbeweeg na veiliger oop areas soos Adachi. Die bevolking het ontplof. En na die Tweede Wêreldoorlog? Toe kom die groot transformasie.
Adachi het 'n groot industriële sentrum geword. Fabrieke het oral opgeskiet en werkers het van reg oor Japan gekom, daai goue eiers waarvan die bronne praat. Jong mense wat deel was van die naoorlogse ekonomiese oplewing. Die goue eiers, ek hou van daai term, Ja, dit het Adachi se identiteit as 'n werkersklasbuurt gevestig. en laerliggend. Presies. Maar met al daai industrie was vervoer natuurlik kritiek belangrik. En dit bring ons by 'n ander stuk van Adachi se storie, die spoorweg-woestynland. Ja, dis 'n treffende beskrywing. So, buite in die Tobu-lyn, wat al lank daar was, Wat die lewenslyn was, ja? was groot dele van die wijk swak bedien deur treine, veral die weste en middel. Presies. Dit moes die daaglikse lewe verskriklik moeilik gemaak het. Dalk net aan die pendel. En die oorbewaktheid op daai Tobu-lyn was legendaries. Ek kan my voorstel. En dit het ook tragiese gevolge gehad. Die bronne noem daai ongeluk by Takenotsuka-stasie in 2005 by 'n spooroorgang. Ja, ek onthou ek het daarvan gelees. 'n Hek wat te vroeg oopgemaak is. Ja, Akazu no Fumikiri, een van daai hekke wat amper nooit oop is nie. Want treine kom so gereeld. 2 mense dood, baie beseer. Daai tragedie het die druk geweldig verhoog om die Tobu-lyn se spore te verhoog. 'n Reuse projek wat nou eers amper klaar is. Dit wys net hoe infrastruktuur, of die gebrek daarvan, lewensvorm. En toe, na die industriële bloeitydperk, het die fabrieke begin trek. Ja, van die 70s, 80s af. Strenger omgewingswette, ekonomiese veranderinge. Baie groot fabrieke het Adachi verlaat. Die wijk het al hoe meer 'n woonbuurt geword. Mense bly daar, maar werk elders. 'n Pendeldorp. Basies, ja. Die oorgang van 'n blou boortjieplek na 'n plek waar mense oornag. Dit het natuurlik sy eie sosiale dinamika gebring. Goed, dit bring ons by vandag. En daai beeld, ons moet praat oor die reputasie, swak veiligheid, armoede, lae opvoeding. Die bronne is duidelik dat dit 'n sterk persepsie is. Baie sterk. Maar hoe lyk die feite? Die misdaadstatistieke is nogal verbasend. Dit is nou. As jy net kyk na die rou syfers, ja, dan het Adachi dikwels die hoogste getal misdade in die 23 wyke. Maar die bronne wys 70% daarvan is diefstal. 70%. Ja. En meer as die helfte van daardie 70% is fietsdiefstal. Net fietsse. Grootliks, ja. Ernstige misdaad soos moord en roof is relatief laag. En as jy dit dan per capita bereken, misdade per 100,000 mense, dan is Adachi eintlik in die middel, so 9de plek uit 23. Nie naaste by die gevaarlikste nie. So waar kom daai sterk negatiewe beeld aan vandaan? Dis duidelik meer as net die statistieke. Dit is 'n paar dinge wat saamkom. Eerstens, spesifieke gruisame misdade wat baie publisiteit gekry het. Daai Ayase betonmoordsaak in 1988. Dit het Japan gesok en die naam Ayase en Adachi gebrandmerk. Dit kleef steeds. Ja, ek kan my voorstel. Tweedens, hoe die media dit uitgebeeld het. Veral in die middel 2000s tydens daai debat oor sosiale ongelykheid, die Kakusashakai, Adachi is uitgesonder as die voorbeeld van armoede, swak skole, welsynsafhanklikheid, mies oor hoeveel kinders hulp kry met skoolkos byvoorbeeld. En die internet het seker gehelp om dit aan te blaas? Definitief. Die internet en sosiale media het daai stories gevat, versterk en dit aan die gang gehou. Dikwels sonder enige nuance. Selfs die persepsie oor die Adachi nommerplaat. Regtig? Ja, mense het begin dink karre met Adachi-plate ry roekeloos of behoort aan 'n sekere tipe persoon. Al dek daai nommerplaat 'n baie groter area as net die wijk. Dis die krag van 'n storie, né? Hoe 'n beeld kan vaskleef, al verander die werklikheid. Maar dis juist te midde van dit alles waar ons daai versteekte juwele en interessante stories kan vind, né? Dis waar jy as besoeker iets anders kan ontdek. Kom ons gaan terug na Tinnery. Daai storie dat dit vir rukkie deel was van Saitama Prefecture. Ja, dis 'n lekker een, vroeë 1870s. Vir 'n kort rukkie was Toneri deel van Saitama. Maar toe was daar glo 'n stryery oor waterregte met ander Saitama-dorpe. Die Toneri mense het toe gevra om terug te skuif na Tokio en in 1875 is hulle teruggeskuif. Dit wys net hoe dinge kon verander. En die naam Tinnery self, ook 'n raaisel. Dit lyk so. Verskeie teorieë. Dalk van 'n ou stam wat dienaars aan die keiserlike offer skaf het, dalk van prins Toneri wat gehelp het om die Nihon Shoki, een van Japan se oudste geskrifte, saam te stel. Niemand weet regtig seker nie. Dit gee die plek so 'n tikkie misterie.
En dan die kasteel in Tonnerie Park. Nie net die hoogste punt nie, maar die terrein van die ou Tonnerie kasteel. 'n Figuur met die naam Tonnerie Genta Simon Tsonetada het glo daar geregeer in die 15de, 16de eeu. Ja, en daar's selfs 'n verwysing na daai bekende Edo-tydperk roman Nansou Satomir Hakkenden, die storie van die 8 samurai-helde. Daar word geskinder dat dit dalk hier sy oorsprong het, of dat die aria die skrywer geïnspireer het. Dis daai tipe dieper laag wat jy nie sommer net sien nie. Dis fascinerend. So, wat is nog potensiële verstekte plekke? Nishiarai Daishi het ons genoem? Beslis 'n besoek werd. En vir iets heeltemal anders, wat van die twee groot handelsmarkte? Die Adachi vismark in Senju en die Kita Adachi groente- en blommemark. Hulle is dalk nie so blink soos Toyosu nie, maar dis waar jy die plaaslike pols kan voel. 'n Rouer, meer autentiese ervaring. Jy kan dalk selfs daar iets eet. Dis 'n goeie idee. Minder toeriste, meer eg. Wat nog? Nou, die bronne noem die Harukase gemeenskapsbusse. Klein bussies wat spesifiek die dele bedien wat ver vir die treine is. Spring op een en jy sien woonbuurte wat jy andersins sou mis. Kry 'n gevoel vir die regte residensiële Adachi. En vir sportliefhebbers? Ja, daar is die Sakagawa Sumo Stal in Tonnerie. So jy kan dalk gelukkig wees en sumo-stoeiers in die straat sien in hulle oefenklere of yukata. Dis nogal 'n unieke gesig. Dit klink goed. Geleenthede om verby die stereotypes te kyk. En die wijk staan duidelik nie stil nie. Vervoer het baie verbeter. Ja, reuse verbeterings. Die Tsukuba Expresslyn 2005 deur die ooste was groot. Maar die regte revolusie, veral vir daai geïsoleerde westerlike deel, was die Nibori Tonnerie Liner in 2008. Dis so 'n geautomatiseerde treintjie. En die impak? Onmiddellik. Reistye na Shintan Tokyo is met 10 minute gesny. Pendelkostes het met duisende yen gedaal vergelyke met die ou busse. Dit het daai area skielik baie aantreklik gemaak. Dis deel van hoekom die bevolking weer groei. En dis nie nuut infrastruktuur nie. Universiteitskampusse wat so intoe trek. Ook belangrik, veral in Senju, Tokyo Denki Universiteit, Tokyo Gaietsu Universiteit, ander het gevolg. Dit bring jong mense, nuwe energie, nuwe besighede. Dit kan die atmosfeer in die beeld oor tyd verander. En dan die Beautiful Windows veldtog. Dit klink interessant, 'n proaktiewe manier om die veiligheidsbeeld aan te pak. Ja, dit het in 2008 begin, geïnspireer deur die Amerikaanse Broken Windows teorie, maar met 'n positiewe draai. Die idee, 'n skoon mooi omgewing ontmoedig misdaad en bou trots. So nie net wag vir vensters om te breek nie, maar maak dit mooi. Presies. Utsukushi Mado. En die klem is op samewerking. Polisie, wijk, maar veral die inwoners. Vrywilligers maak skoon, plant blomme, doen beurtwagpatroelies. En ek sien een bron sê hierdie patroelies is juis baie aktief in Ayase, daai plek van die ou tragedie. Dis nogal... Ja, dis nogal simbolies, né? Dit wys 'n poging van binne die gemeenskap om die storie te verander, om eienaarskap te neem. Dit sluit aan by die stadsverbeteringsafdeling wat in 2010 gestig is, juis om die positiewe dinge van Adachi te bemark. Die parke, die goeie skoolkos, akademiese verbeterings. So, as ons alles nou saamvat vir jou dat luister en dalk dink om Adachi te verken, dit klink na 'n plek van kontras. Diep geskiedenis, 'n ingewikkelde hede, daai beeld wat vaskleef, maar ook hierdie sigbare pogings om die toekoms te vorm. Miskien is die ware versteekte juweel nie net een plek nie, maar om hierdie verandering self te sien gebeur. Ek dink dis 'n uitstekende opsomming. En dit bring my by 'n laaste gedagte vir jou. Daai gaping tussen die beeld van buite, negatief, oud, sensasiegedrewe, en hoe die mense wat daar woon dit ervaar. Een opname wys, buitestanders dink dis onveilig, maar die inwoner self sê dis 'n gegieflike plek om te woon. Hulle is tevrede. Laer hier, beter toegang speel 'n rol. So die vraag vir jou as verkenner is dalk, hoe voel dit regtig om hier te woon? Hoekom is daar hierdie gaping tussen persepsie en realiteit? Dit beteken jy moet verby die opskrifte kyk, jy moet luister. Presies, en dis die uitdaging vir jou. As jy Adachi sou besoek met hierdie kennis, watter versteekte storie of juweel sou jy eers gaan soek? Die Edo Echos in Senju, die raaisel van die Tonnerie kasteel, of dalk net gesels met iemand by 'n koffiewinkel langs die Nibori Tonnerie Liner. Iets om oor na te dink.
Dankie dat jy saam met ons hierdie dieper kyk na Adachi Wijk geneem het.